Ons was in die veld besig om ons skape op te pas. Skielik was daar 'n engel tussen ons. Die engele sê vir ons toe: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore. En hy sê toe: Dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En toe was daar skielik baie engele uit die hemel wat saam gesing en God geprys het. Wees bly, loof die Here. Lofsing die Here se groot naam. Van die kinderkerk, maar die groter kinders. En action. Maria, hier is 'n klompie skaapwagters van Judea. Hulle sê hulle weet van die kindjie wat vandag gebore is en hulle wil hom graag sien. Is dit reg so met jou? Dis heeltemal reg so, maar ek wonder hoe het hulle geweet van my kykie. O, hier is die skaapwagters. Hoe het julle geweet van my kykie se geboorte en dat julle ons hier sal kry? Ons was vandag in die veld besig om ons skape op te pas. Skielik was daar 'n engel van die Here tussen ons. En die engel sê toe vir ons: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore. Mooi. Dan kan julle opstaan en soos 'n akteur buig. Dankie. Maak soos 'n skapie. Maak soos 'n skapie. Maak soos 'n skapie. Maak soos 'n skapie. Namens die kerkraad wil ek een en elkeen welkom vanoggend by die diens. Baie dankie ook aan die besoekers wat hier is. Ons net in die begin al verskoning vra oor die kleur. Ons kon dit nie reg kry nie, die kleur van die baie mooi wees nie. Dan wil ek ook net baie dankie sê vir almal wat hulle talente vandag vir ons kon deel het. Dan kan die organist, pianist, klavierspelers, sangers, dansers, mense wat gedigte gaan opsê. Vir die teenwoordigheid van die Here te leef saam met ons vanoggend as ons nagmaal gaan doen. Ons begin die diens met liedere op die bord verskyn. Sal ons net saam staan.
Broers en susters, vriende in Christus, lidmate, besoekers, hartlik welkom aan elkeen van julle hier vandag in die huis van die Here in ons spesiale Kersdiens. Ek wil eerstens baie dankie sê vir Ilse wat die inisiatief geneem het en hierdie voorgestel het in die kerkraadsvergadering. Ons het gedink ons is te klein, maar vir die Here is mens nooit te klein nie. Dat ons 'n Kersdiens kan doen en dat ons mense kan nooi en dat ons saam die essensie van die Kersfees saam kan vier. Digitaliteit probleme, dis nie 'n probleem nie. Die essensie van die Kersfees. Kersfees kom eintlik van die woord Kersten, wat staan vir Christen, gesalfde, Messias. En die tekens is hier voor ons. Die Messias wat die nuwe verbond vir ons ingelei het, die Messias wat vir ons gewys het hoe om te leef deur die woord, en as ons nog teruggaan, die Messias wat in 'n krib gebore is. 'n Krib waarin jy voedsel sit vir diere. Die Messias is die brood van die lewe. Die babatjie is vir ons gebore, die woord van God is ook ons daaglikse brood. Soos die diere uit die krib uit eet, is die babatjie ons woord, wat ons daagliks ook kan inneem. En dan ook die kers. Mense sê die Kersfees gaan nie oor kerse nie, maar die kers simboliseer die lig wat Christus, wat God vir ons kom wys het in hierdie wêreld. So baie welkom en dis maak mense hart baie warm en baie bly om saam met julle hierdie waarheid van Kersfees te vier, saam met elkeen van julle. So baie welkom. Ons het die gewoonte om elkeen op die naam te groet, maar ons is te veel, so ek gaan nou nie elkeen op die spot sit vanoggend nie. Net die volgende, ek dink ek het die COVID stats, nee, dis nog nie hier nie, maar soos julle weet, die 4de golf begin klim, so moenie te veel handskit nie, dra maar julle maskers as julle naby mekaar is, as julle ver van mekaar af is dit okay om die maskers af te haal. As foto wil ek julle graag groet en ek het dit gekry in die boekie wat Tannie Ilse vir ons geleen het en dis 'n boekie wat gaan oor deur die eeue die kuns van die glasvensters. En daar's baie mooi wêreldwyd ou kerke met glas van kleure wat 'n kuns is en die Kersverhale wat uitgebeeld word. En een wat ek vir julle wil uitbeeld is net die gewone basiese toneel van die storie van Jesus se geboorte met die diere en Josef en Maria en Jesus en die wyse manne op pad. Maar die kernboodskap wat Johannes ook vir ons sê by Kersfees, en hierdie vers moet elkeen van julle onthou en weet en ken. Die woord het mens geword en saam met ons gewoon. Sy lewe was vol goedheid en waarheid. Ons het sy goddelike heerlikheid gesien, want hy is die enigste seun van die Vader. En later in die Nuwe Testament word ons uitgenooi en ons is ook kinders van God deur Jesus Christus. So met hierdie waarheid wil ek julle groet, mag julle werklik die woord wat mens geword het beleef. Wees gegroet met die genade en die vrede en die goedheid en die barmhartigheid van God ons Vader, ons Skepper, die Here Jesus, ons Verlosser en die Heilige Gees, ons Helper en ons troos. Wees vanoggend gegroet. Amen. Kom ons staan saam en ons sing hierdie mooi loflied, lied 345 vers 1 tot 4. Ons kan saam staan. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde as loflied, saam met die orgel. Oh
Baie dankie, dit is baie mooi om te hoor hoe ons saam sing en die stemme van die gemeente te hoor. Baie dankie daarvoor en ook vir die orgel, vir broer Victor, baie dankie daarvoor. Ons vra nou vir die kleuters om vorentoe te kom, almal tussen 0 en 5 jaar oud. As jy 6 is, kan jy ook kom, maar almal onder 7 gaan nou vorentoe kom. Die rede hoekom ons 2 liedjies vir hulle ingesit het, die een liedjie is nie 'n Bybelse liedjie nie, maar dit gaan oor die diertjies. En dit is hulle eerste opvoering vandag, so net om hulle in te nooi, hulle is gemaklik met diere. So hulle gaan vir ons 'n optrede doen. Al die kinders tussen 0 en 5, jy hoef nie voorberei te wees nie, as dit jou eerste keer is jy welkom. Ons het ook persentjies vir die kleuters hierso, vir die wat gaan deelneem. So ons sien hierso is Joni en Zara en George en Mia en hulle is almal doopelinge van ons gemeente. Ons is baie bly om julle hier te hê vir Kersfees. As julle vir my gaan mooi dans, as julle vir ons gaan mooi dans, het ons vir julle 'n persentjie hier binne, okay? So kom ons kyk wat op die TV is. As hy baie mooi, julle 3, 4. Baie mooi. En hierdie liedjie ken julle. Kom ons doen hierdie liedjie. Dat is allemaal hetzelfde, zo I en L. Ja. Georgie, je moet dit doen. Anders ga je niet verzekerd krijgen.
Dis hy. Ons gaan nou vir broer Albertus vra om vir elke kindjie 'n persentjie te gee. Namens die gemeente 'n Kersfees persentjie vir elkeen, omdat julle so mooi gedans het. Almal is dieselfde, ja. Julle kan julle persentjies agtertoe vat en daar gaan speel en dan gaan ons vir Barend Fourie vra om vir ons 'n gedig te kom voorlees. Jy kan sommer hier staan. Barend Fourie is ook nuut in ons gemeente, hulle is van Peer van Reineveld in Pretoria en ons is baie dankbaar vir die Fouries. Ek gaan vir jou my mic gee hierso. Ek gaan hom net vir jou hou, dan kan hulle jou hoor. As hy Kerslied, helder sing die hemel koor, 'n kind is in 'n stal gebore. Maria se hart loop oor van vreug, my siel sal hom in U verheug. Susanna, Susanna, Jesus liefde lag haar toe. Sy sit kyk op haar skoot en sien sy klein voetjies bloot. Susanna, Susanna, Jesus liefde lag haar toe. Sy sit kyk op haar knie, groot eer geskied. My kind, aan wie? Susanna, Susanna, Jesus liefde lag haar toe. Sy sit die kind op haar arm en vryf sy hand saggies warm. Susanna, Susanna, Jesus liefde lag haar toe. Die ons sien esel uit en wit, aanbid die soete Christus in. Maria se hart loop oor van vreug, my siel sal hom in U verheug. Susanna, Susanna, Jesus liefde lag haar toe. baie dankie. Ons gaan nou vir Kesia vra om vir ons 'n solo lied te sing, Jy goeie mensdom. Jesus
Baie dankie Kesia. En ons as gemeente is baie dankbaar vir al hierdie jeug wat ons het. Ek dink dit is die eerste keer in 'n lang tyd wat ons 'n kinderopvoeding het, dat ons 'n skoolkind het wat 'n gedig voorlees en dat ons vir Kesia het wat ook saam sing. So ons as gemeente sien ook vernuwing waarvoor ons baie dankbaar is vir die Here. As gemeente gaan ons nou saam sing saam met die orgel, lied 350. Hierdie foto is in Bethlehem in 'n kerk geneem waar hulle nog Sondagdienste het en vandag gaan ons ook saam sing in die stad van Dawid, die bekende Kerslied 350. So julle kan sit en dan sing ons hierdie lied saam. Ons gaan nou vir broer Malcolm vra om vir ons 'n gebed te doen namens die gemeente. Oom kan nie voorkom staan. Nou in gemeentes moet daar leiers wees, soos konings, daar moet profete wees en ook priesters. En dit sien ons op die kerkraad. Maar Malcolm het al menig male vir ons gewys, hy het die Gees werk deur hom. Goed wat hy sê, hy spreek waarheid. Kom ons bid saam. Môre liewe gemeente, kom ons sluit die oë. O Heer, almagtige God, U bly altyd dieselfde, van ewigheid tot ewigheid. Hier vanoggend 5 Desember, in die jaar 2021 is dit nog steeds dieselfde, 2022 en 23 sal nog dieselfde wees, want U verander nooit nie. Daarom het U tereg gesê, U is die enigste ware God. U het afgebuig vanuit die hemel na ons toe. Daar word gesê, U afbuig, o God, dat die hemel self ook gebuig het met al die planete in die uitspansel. So wanneer begin jou fees? Ware blydskap in jou siel kom. Dis 'n blywende blydskap, dis iets wat nie kom en net gaan. Dis iets wat jou binneste vul, daai tekortkoming of daai holte wat jy het in jou siel, wat so baie mense na soek, jarelang. God gee dit vir ons. Hy het Jesus gestuur, sy seun, juis om vir ons daai volheid van blydskap te gee. So, in die volheid van U tyd,
het U besluit, Heer, om Jesus te stuur na die aarde. U geboorte was aangekondig in ewigheidsterme. Daarom het die hemele 'n ster sy geboorteplek aangewys. 'n groot brandende ster vol gasse wat al magtig skyn daar in die hemel. Hoe groot is die uitspansel? Hoe groot is U, o Jesus, die skepper van al hierdie dinge? In die volheid van tyd, op God se hemelkalender, is die geboorte aan skaapherders verkondig deur engele. Die wesens wat U geskep het, omdat U 'n behaag in hulle gehad het, die engele. Vandag, byna 2000 jaar later, moet ons ook opkyk na die hemele en bly wees oor God se seun, wat ons redding en behoud is. Ons moet God prys en eer met lofprysing. Psalm 8 sal ek net vir u lees. Daar is geen goedheid nie, nie een nie behalwe God. Behalwe U, Heer, en U het ons behaag. U het in ons behaag. En U geboorte vind ons heil. Vandag besef ons dat dit wat die lewe soos ons dit as gelowiges geken het jare terug, ons mense wat nou al middeljarig is, dit stort nou in een, mense. Bewaar ons tog soos 'n skaapwagter sy skape beskerm en ons roem in U bloed op die kruis. Dat ons nie op onsself roem nie, maar dat ons op U roem, o Heer. Die bloed wat ons beskerm teen Satan met al sy ewels. Ons sien dit om ons. Die hel kon U nie hou nie. Dit was onmoontlik. Daarom, kyk op. Mag ons met die Christusfees opkyk na die hemele, soos Abraham in die land van Ur, van die Galdeërs, toe U hom geroep het, eerstens om 'n uitverkore volk te stig vir hom, naamlik die Jode. Nou kan ons weer sê, kyk op, soos Moses wat geroep was deur U om die volk te red en te lei deur die wildernis van sonde. Kyk weer eens op. Kyk op. Na die wederkoms van Christus. In die volheid van tyd sal weer aanbreek, dit sê ek vir julle. En dit sal redding bring vir baie as gevolg van die kruisdood van God. Wat ons nie anders te kan noem as 'n moorddood nie. Die redding het vir ons moontlik geword. Ons lewe in die genade seisoen. U genade van God is so groot. So ons kan blydskap hê. Wees bly, wees dankbaar. Al is dit hoe druk, al gaan dit hoe moeilik in die tye van nou. In die volheid van tyd mag dit aanbreek vir elke persoon dat hy hier tot redding sal kom. Soos dit ook vir Paulus was, so ook vir my, die minste van al. Amen. Amen. Baie dankie. Ek weet nie of ek moet 'n klein ding voordra op hoe lyk jou tydskedule uit. Wat wil hom doen? Moet ek ietsie voorsê of saam met tyd? Ons kan gaan. Hoe lyk jou? So 3 minute. Dominee het my 3 minute vergun. Ek wil gou net vir julle ietsie voorlees, hoor.
'n skrywer van 'n ene Aniki Joseph. Dit is middag in Augustus die jaar toe die peuter op sy rooi skopfietsie swink tot reg voor sy ma, waar sy stekkies in die blombedding trek. Mama, ek gaan eendag 'n dokter word wat siek mense gesond maak. Die laatmiddagson, 'n gloed goue belofte oor die naderende nuwe seisoen van die lewe, die akkers ryk vrugbare grond, waaruit versaam en groei. Dit word so gereik, die maag glimlag. Vee dan die fyn sweetdruppels op die kleuter se voorkop af en maak vee op sy neus af. Vryf sy kuit teen mekaar en kyk reg na sy ernstige bruin oë. Sy sien die lig in die vlam van vuur wat nie geblus kan word. Sy sê, ek glo jou. Your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, they belong not to you. Sê Carlo to the Gibran in the love less travel. Kyk, die lewe gebeur. Nuwe mylpale, geleenthede en verwysings, nuwe skole, nuwe uitdagings, nuwe vriende met verloop van jare verander baie dinge. Maar net sy gewoon, daai gewoon bly. You may house your body, but not your soul. For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dream. Dit is middag in Augustus die jaar toe die matrikulante na afloop van 'n hokkiewedstryd sy selfsoon aanskakel nadat hy sy sportsak in die kattebak is. Maar kyk hier, ek gaan eendag 'n dokter word wat siek mense gesond maak. Die eerste bome begin bot, die lug ruik na stof, saad en bloesems. Die eerste sigbare teken van ingrypende verandering wat kom. Die ma lag en huil vir die tyd terwyl sy na die universiteit se e-pos kyk, waarin haar seun se toekomsdroom uitgestippel word. Nog 30 sekondes hoor. Sy sien die vuur, die vreugde en die vasberade in sy oë. En sy weet dat die pad syne is. Ek die afsluit. Ja, net 'n kort boodskap. Dankie. Die opskrif is elke dag, elke uur. Elke dag, elke uur deel van 'n lewensreis. Baie dankie oom Malcolm. Baie dankie. Wat vir ons herinner, ons moenie die boodskap wat ek optel by oom Malcolm is, 'n mens moenie net een keer 'n jaar vir Kersfees kerk toe kom nie. Jy moet elke dag, elke uur moet jy 'n Christen wees, deel van jou Christelike familie en jou geloof ook uitleef. Dankie broer Malcolm, groot waardering. Ons gaan nou saam staan en ons gaan saam sing lied 370, Engele uit die hoogste hemel. Van
Baie dankie, julle mag sit en ons gaan vir Gerard Kloete vra om vir ons 'n gedig te kom voorsê. Een kindje is gebore. Een kindje is gebore uit Bethlehemse stad. Een kindje, maar een koning, wat heers oor die heelal. Die engele sing vrede, die wyses bring hom eer. Met herders en aanbidding, neem ons ook voor hom weer. Vanuit die hemel, Here, kom U tot ons behou. Neem dan ook ons hele lewe, ons wederhoud, ons midde, gou. Die engele sing vrede, die wyses bring hom eer. Met herders en aanbidding, neem ons ook voor hom weer. Baie dankie Gerard. Ek gaan vir George en Mia vra om vir Gerard en vir Barend 'n persentjie te vat, omdat hulle so mooi opgetree het. Mia, gaan gee vir Barend 'n persentjie asseblief. George, gee vir Gerard 'n persentjie. En nou gaan ons vir Kessia vra om lied 358 vir ons te sing. En ons kan die woorde ook volg op die bord. Soos die reën op die grond val en die grond wat droog raak sonder reën, vra ons vir U dat U woord soos die reën op ons ore sal val, in ons verstand sal gaan en vir ons harte ook lewe gee. Here, hierdie waarheid van U wat mens geword het, Jesus wat gebore is vir ons, Here, dit is ons grootste vreugde. Dis waarvoor ons lewe en mag U ook vandag deur die woord praat, ook deur Psalm 20. Met elkeen van ons se ore, met ons verstand en ook tot ons hart, soos die reën ook val op die grond. Amen. Ek gaan vir julle lees en dan net by vers 6 die boodskap gee. Die eerste blok, 'n gebed van die volk. Van die 2020 vertaling, vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Mag die Here U gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van die God van Jakob U beskerm. Mag hy U te hulp kom uit die heiligdom, U bystaan uit Sion. Mag hy al die graanoffers onthou en die brandoffers aanneemlik vind. Sela. Mag hy U gee wat die hart begeer en al U voornemens laat geluk. So dis die eerste blok, die gebed van die volk.
Dan die tweede een, en ons boodskap vir vandag, deel van Kersfees, is die Amen van die gemeente. Voorwaar die gemeente wat sê Amen. Ons sal juig oor u oorwinning en in die naam van ons God die vaandels ontplooi. Mag die Here alles gee wat u vra. So dit is ons vers, ons boodskap vir vandag. Ons sal juig oor u oorwinning. En die oorwinning is natuurlik nie net een dag, een stryd in Dawid se tyd nie. Die groot oorwinning is die verhaal van Christus. God wat die vervalle mensdom gered het, deur mens geword, saam met ons geleef, die nuwe verbond, gesterf het vir ons sondes, en dis wat ons ook vier met die nagmaal, en dan natuurlik opstaan. Hy het opgestaan, en dit is wat meeste vla in die wêreld sê. Die kruis sê, Christus het opgestaan. Die boodskap vir almal vertaal hierdie en sê, dan sal ons juig omdat jy jou oorloë wen, en ons sal vlae swaai en die Here prys. 83 vertaling, ons sal juig oor u oorwinning en in die naam van ons God die vaandels ontplooi. 33 vertaling, ons wil juig oor u oorwinning, die vaandels opsteek in die naam van ons God, mag die Here al u begeertes vervul. So dit is wat die gemeente sê, die weermag gemeente voor die oorlog, hulle sal juig. Nou die woord vaandel is nie 'n baie bekende woord vir ons in Afrikaans nie, maar dit beteken, dit was gebruik in 'n oorlog, dit is 'n stuk doek, 'n stuk lap, wat jy in die lug sit, sodat mense weet aan wat se kant jy is, wie jy is, vir wie jy veg. So ons gaan nou nie te veel besonderhede daarin kyk nie, maar wat eintlik so mooi is, ons het vir die eerste keer vir ons gemeente 2 vlae gemaak, met die doel by die Kersmark, dat ons sê, hierso is ons, en nou elke Sondag gaan ons dit buite opsit, en vir die mense sê, hierso is ons is kinders van God, dis ons gemeente, so ons het ook 'n vaandel hierdie week vir die eerste keer gekry, en soos ons tydplan werk, gaan die vers, die teks, Psalm 20, oor ons vaandel wat ons opsit vir die oorwinning. Nou die belangrikste op hierdie, dit is belangrik, ons is 'n gemeente, ons is 'n familie van God, ons het 'n lese, ons leef om God te loof, maar die belangrikste is die kruis wat leeg is, en dis deel van die Kersfeesboodskap. 'n Seun is vir ons gegee, hy het 'n nuwe verbond ingestel, hy is gekruisig, maar hy het opgestaan, die leë kruis is 'n opstandingskruis. Nou in die wêreld is daar ten minste 28 lande wat 'n kruis op hulle vlag het, wat sê ons is 'n Christen nasie. Ons vaandel gaan oor Christus. Daar's 4 lande wat nie deel is van die United Nations nie, wat ook kruise op hulle vlag het, so 32 lande ten minste het kruise op hulle vlag. Nou vanoggend dink ek, het dit al gebeur dat 'n groot wêreldoorlog 'n land met 'n kruis, met 'n land met 'n kruis gehad het, wat teen mekaar beklei het, want Jesus sê, hy is beklei nie teen homself nie. Maar dit is mooi om te sien in 2021, dat lande nog steeds die kruis opsit op hulle vlag, en dat dit is wie hulle is, en waarvoor hulle staan, die vaandel. Nou hier is 'n video, wat sê oor hoekom is die Bybel so besonders, en die Jordan Peterson noem 'n paar punte hoekom die Bybel so besonders is, maar dis 'n filosoof, dis nie 'n teoloog nie. En die een wat hy sê, kom ek speel vir julle, dan sien julle, 'n komedie beteken nie iets wat snaaks en laf is nie. 'n Komedie in Grieks beteken iets met 'n goeie einde. Tragedie, slegte einde, komedie, goeie einde. En dit is wat hy sê oor die Bybel. Vir tyd gaan ek verbygaan, maar wat hy sê is, die Bybel was nie 'n storie deur een mens geskryf nie, dit is ontvou deur die eeue. En dit maak dit so wonderlik, dat dit nie een mens of mense is wat gedink het, ons gaan dit nou skryf nie. God het dit geskryf deur die eeue. Daarom is dit belangrik om te dink, wat sê die Bybel? En wat sê die Bybel? Hy sê die kruis. Dit is die belangrikste. Christus is vir ons gegee, verbond ingestel, hy het opgestaan. En daarom kan ons vaandels, ons vla, laat swaai en die oorwinning vier.
Kersfees sien ons baie tekens, 'n boom, jy aanbid nie 'n boom nie, maar die Here het die boom geskep. Kersvader, Sint Nicholas, jy aanbid nie Kersvader nie, maar die Here het mense soos Sint Nicholas geskep om vir ons iets te leer, maar ons aanbid die Here, vir Jesus, God wat mens geword het. Verder praat die Psalm van die Here verlos sy gesalfde. Dit weet ek, die Here sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Nou Dawid 1000 voor Christus was die tydelike gesalfde. Christus is die ewige Christus, die ewige gesalfde wat die oorwinning gegee het. Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed. Die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning, aan Dawid en deur Christus. En dan die laaste blok, die koor wat die naam van die Here roem. Sommige vertrou op strydwaans en ander op perde. Dis die beste tegnologie van jou tyd in die weermag. Ons kan sê kanonne, vuurpyle, alles wat bestaan. Ons vertrou nie op aardse goed nie. Ons vertrou op die naam van die Here, ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vas bly staan. Here, gee tog aan die koning die oorwinning. Mag die Here ons gebed verhoor wanneer ons na hom roep. En deur die eeue het die volk gebid en gevra vir die Messias, en die gebed is verhoor, en die Messias het in die vorm van 'n klein babietjie met die naam Jesus in die stal gebore geword. Nou sien ons vir Jesus raak, gewoonlik kyk ons op ten minste 3 punte, maar vandag sien ons vir Jesus raak in die oorwinning, in die verhaal van klein babietjie, van die krib tot die kruis, tot die opstanding. En daarom waar ons gaan, kan ons vlaahuis in die naam van ons God, want dit is waarvoor ons leef. En met hierdie woorde wil ek graag vir julle die nagmaal bedien. So ons gaan vir die 2 ouderlinge, 2 diakens vra om vir ons die wyn en die brood uit te deel, terwyl ek vir ons gaan voorlees. Een mens kan nooit na die krib kyk sonder die kruis nie. En nooit na die kruis sonder die opstanding nie. En daarom het ons nagmaal deel gemaak van hierdie Kersdiens. Daar is die brood en hier is die wyn. Ons is te dankbaar om nog die sakrament van die nagmaal te eer en te gebruik in 2021, amper 2000 jaar nadat dit deur Christus ingestel is. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. Die nagmaal is ook 'n fees van dankbaarheid. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en wyn wat die heil wat ons in Christus deelagtig is. So dit is 'n dankbaarheid fees. Want ons weet wat Christus gedoen het, wat God gebewerkstellig het, en ons kyk ook vorentoe, en ons weet hierdie maak ons deel van die heil van God. Die kindjie gekruisig, opgestaan, en hy is nou aan die regterhand van God, en hy sal ook eendag oor ons elkeen oordeel, deur genade.
as medegelowiges, terwyl ons sit, kom ons dink weer na aan ons geloof wat ons bely. Julle kan in julle harte saam sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Is enigiemand oorgeslaan met die brood en die wyn? Almal het brood en wyn ontvang. Baie dankie Chris, groot waardering. Dankie. Kom ons herdenk saam. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening vir al ons sondes. Amen. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie vir Jesus Christus, Here, ons Vader. Ons dankie vir Jesus wat met sy liggaam gekruisig is en die bloed wat vir ons vergiet is, dat dit ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van bloed en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus, kleintjie wat vir ons gebore is, nou ook ons voorspraak aan die regterhand is. Hy is ons Here, hy is ons God, U is ons verlosser. Gee dat U deur die werking van die Heilige Gees ons geloof sal versterk, tot meerdere diens in U koninkryk en tot verheerliking van U naam. En dankie dat ons op 5 Desember 2021 saam hierdie verbondsmaaltyd kan vier en die betekenis daarvan kan begryp. Amen. Ons gaan nou die volgende lied saam sing, Ere aan God, bring hom die eer. Ons kan saam staan.
Dankie, julle mag sit. Baie dankie. Dankie vir julle deelname, julle betrokkenheid. Ons waardeer dit baie. Ons gaan nou ook vra vir dankoffers. So ons vra vir tweede diakens om vir ons te help met die dankoffers asseblief. Terwyl ons die dankoffers gaan inneem, deel ons graag met julle die volgende afkondigings. Ons gebedslys, dit gaan beter met Tannie Daleen Kleinhans. Sy begin al op Facebook skryf en ons bid nog steeds daagliks vir haar na haar hartklep-operasie, maar ons kry gereeld opdaterings daagliks en ons is dankbaar vir die Here dat dit beter gaan met Tannie Daleen Kleinhans en ons sien uit om vir haar en oom Johan weer by ons in die gemeente te sien. Dan aan Zet Pool wat hierdie week op 32 weke geboorte geskenk het vir 'n tweeling. Sy is ook in ons gemeente, ons het hulle getrou, hulle eerste seentjie is hier gedoop en sy het die week 'n tweeling gekry. 32 weke is bietjie vroeg. So ons bid ook daar vir beterskap en volkome herstel en dat die babatjies gou spekvet en gesond is. En dan oom Theodiekie, Tannie Marie het gevra dat ons vir hom ook bid. Hy dementia en hy wil nie eet nie. So ons bid ook vir hulle, vir die diekies wat deur generasies vir ons gemeente baie beteken het, vir die matrieks wat hulle laaste vakke skryf en dan bid ons ook vir mekaar en ons naaste in hierdie tyd ook. Verjaarsdag kan julle op ons kerkkalender sien. Wie verjaar, dit is die laaste maand waarskynlik in die geskiedenis met die Poppiewet dat ons verjaarsdag op die kalender gaan hê. Van volgende jaar gaan ons nie verjaarsdag hê nie. Ons het 'n koepie van die kalender vir 2022 hier in die konsistorie. As jy wil iets opskryf of wil kyk, ons wil 'n vleisbazaar hou, ons wil 'n gewone bazaar hou en ons wil ook die blomme weer roteer. So as jy wil deel wees, kom praat met ons, dan kan ons julle kalenders vir julle einde Desember, vroeg Januarie uitdeel. Dit is ons kerkraad van 2021 wat ons help om die bediening moontlik te maak. Ons is dankbaar vir elkeen van julle en huisbesoeke laat weet as julle huisbesoek wil hê. Ek gaan nie gaan klop aan julle deur nie, maar ons is beskikbaar. Ons diens sal na die tyd aanlyn beskikbaar wees. As julle wil gaan kyk die optredes, as julle iets gemis het en ons nie tee en koffie vandag nie, want ons gaan na Silver Mist toe vir ons jaarkers ete. Die wat ge-RSVP het, baie dankie daarvoor. Ons het nog so 6 plekke oop. Ek het bietjie meer plek gemaak, so laat weet as julle nie ge-RSVP het nie en julle wil kom bywoon, is julle ook welkom, maar kom praat net, dan kyk ons of daar nog plek is. Ons kyk vir so 40 mense. Baie dankie vir Silver Mist wat dit vir ons moontlik maak dat ons eindjaar bring en braai daar kan hou. Dit is die kalender vir 2022. As julle iets wil opsit, laat weet. Ons soek eintlik die blomspan. Dit is wat ons met opsit voor ons kan print. So as jy wil blomme maak volgende jaar, elke tweede maand, laat weet ons. En dan het ons ook by die Kersmark, Vrydag het ons 7.455 omset gehad, nadat die terugbetaling uitgewerk is aan die boere vir die produk, kyk ons na 4.100 wat ons terug kan gee vir die gemeente. Dit is so helfte van wat ons maandeliks vir goue jare gee. So ons het daarom iets vir die gemeente gemaak en ek dink deur net daar te wees, deur ons vla op te sit, baie mense het met ons gepraat en gesê hulle wil terug kerk toe kom. So dit was goed om deel te wees van die gemeenskaplike Kersmark. Ons het nog kersies oor en dadels van die Kersmark, so julle kan na die tyd hier nie kom bys in die yskas. Ons het dit dadelik van die yskas daar in die yskas hier gesit, so daar's nog so 'n paar bokse oor as julle direk na die diens 'n 2 kg boks kersies vir R200 wil kry. En dan volgende Sondag Psalm 171, Psalm 21, derde Sondag van Advent. En dit is die Advent wat gaan oor vreugde. So Psalm 21 gaan ons volgende week saam lees en hoor uit die woord van God. Kom ons staan saam en ons sluit af met hierdie mooi lied 348. Die eerste vers gaan die gemeente saam sing, die tweede vers gaan Kesia saam met die klavier sing en dan die derde vers gaan die gemeente weer saam sing. So kom ons staan saam en ons sluit af met hierdie mooi woorde.
genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen. Victor, kan jy gou vir ons amen speel? Asseblief, kan ons jy op die spot sit? Speel gou vir ons amen. Kan ons hom mooi eindig. Dis die eerste keer wat ons orgel en klavier saam gedoen het, eerste keer wat die kinders opgetree het, eerste keer wat ek die diens so afneem. Klomp eerstes. Ek dink vir die eerste keer was dit nie te sleg nie. Baie dankie vir julle elkeen se deelname. Groot waardering. Video? Lagi? Oke. Itu video kamera film. Ya, susah. Saya archiva. Tinggal dulu. Telepon. Dulu. Ada dah. Sudah siap. Baik, barang sih. Barang kuat. Terus saya share kamera. Ya, itu. Ini tahu, pasti tahu. Coba. Kenapa saya bilang kecil saya flash lagi pasti bisa apa. Ada dong. Ada dong. Ini masuk di kamera sudah dong. Ayo. What's it? Wow. Pasal sama size. Ram. Kembali ke kamera nih. Sudah di start mulai 2. Ya, terus. Sekarang aku kemarin sama Mike semua. Ya. Ya, sih kayak sebelumnya. Ya. Mesti biar apa ya, sih kayak. Ah, tepat. Masih dapat nih biar bayar lah. Dua, sama bah. Ya, kasih sama kita. Oke. Oke. Kami enggak boleh. Oke. Kita lihat kamera. Sabar. Ini baru masih jauh. Baru masih. Kita ikut Yosha Robin. Yosha, kita ikut mau. Kira. Halo. Hai, Jani. Assalamualaikum. Ini belah ke kanan. Assalamualaikum. Wat is George? Swim! Ja, lekker! Lekker braai. En zwemtijd. Dat is mooi. Weer zwem! Hij zwem buiten de tegen. Nee! Ik ben zwem. Je niet geweldig. Kom op, Lekker fresh. Zo. Dat is mooi, hè? Dus bij die zetten. Dank wel, ze oefent voor die volgende.
gedruk, dankie.